Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgens grondbesprekings en Tanya de Venterbijker sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre julle. Ons begin by die kabinet wat in die donker gehou is. So sê ons adjunkt president Paul Mashatile het gister voor die parlement gesels. Die portefeuljekomitee is waar hy deur verskeie LPs ondervra is oor hoe het hulle nie geweet van die probleme in die polisie nie, want daar is tog immers komitees wat verslag doen voor die parlement. En hy sê hulle is totaal in die duister gehou, want dieselfde mense wat die korrupsie gepleeg het, dieselfde mense wat kom ons sê maar die polisiediens basies gekaap het, was ook die mense wat verslag gedoen het aan die parlement en die parlement dan nou 'n rad voor die oog gedraai het. So hy sê hulle kyk nou na ander maniere om inligting te kry van sulke instansies of van die polisie af. Ek is nie seker hoe hulle dit sal wil doen nie, want wat wil hulle dan steekproewe doen laer af in die polisie om mense te kry om verslag te doen? Maar ja, so hy moes 'n paar moeilike vrae antwoord. Virgil Gericke van die EFF het vir hom 'n paar moeilike vrae gevra. En hy het vir hom gevra, jy weet, hoe kon hulle nie weet dat topgeneraals in ons polisie sulke foute maak nie. Die DA het vir hom vraag vra, die PA het vir hom vraag vra. Ja, en dit is kommerwekkend om te dink dat ons parlement nie geweet het wat in ons polisiediens aangaan nie. Ja, ek dink dit is kommerwekkend dat ons by so 'n plek gekom het waar daar so baie verrotting was dat baie van die topstrukture eintlik nie meer werk nie. As jy kyk hoeveel mense se naam genoem word en dat mens gewag het vir een generaal om uiteindelik uit te praat daaroor. Andersins en dan die vraag as hy nie uitgepraat het nie, ja. Wat dan? Waar sou ons dan wees? Ja. Wat dan? Ek meen dit is skrikwekkend om te hoor wat gebeur. Verlede week waar ons gesien het hoe top polisiebeamptes, senior polisiebeamptes absolute tuisterende boodskappe oor teen misdaadaktivis Joseph Abramji gestuur het. Hoe gebeur dit dat die mense wat saam met jou veg, jou vyand word? Ja. Ek moet bieg, dit is skokkend om te sê dat te dink dat die kabinet erken. Hulle weet nie wat gebeur het nie, maar dis tog hulle wat die mense aangestel het. Ja. So ek dink daar is al klare klagte in die kabinet daar. Maar goed, ons het al nie volledig sien hoe 'n staat gekaap word. So, dit is moontlik. Hey, so gepraat van staatskaping. Ons moet praat bietjie oor die Mkhonto Sizwe party. Se skorsings op hierdie stadium. Duduzile Zuma Sombutla is geskort. Ja, sy is geskort en dan is die woordvoerder Nhlamholo Ndlela is ook geskort, die voormalige nasionale woordvoerder. Hy was al verlede maand voorlopig geskort. Hulle is nou beide albei gister geskort en ek geniet nogal die kommentaar van Sibonelo Nombalo, die sekretaris-generaal van die MKP wat nou sê, hier kan julle nou sien, die MK-party is nie 'n Zuma familie stokvel nie. Interessant, so hulle is in hierdie spesifieke geval nou uiteindelik geskort oordat hulle ingemeng het met 'n ander lid wat afgesterf het. Hulle het hom verskuif van gesondheidsfasiliteit en dit lyk my hulle het goed uit sy huis gaan kry sonder die familie se toestemming. Baie interne konflik, maar dit was net die kersie op die koek. Ek meen ons het nou al 'n geruime tyd gesien dat Duduzile foute maak en dit was eintlik 'n klein bietjie verstommend om te sien hoe sy heeltyd aanbly. En ek dink haar pa het nou besluit, jy weet, in die belang van die party is dit tyd dat sy moet gaan. Hulle kan nie so aangaan nie, dis 'n munisipale verkiesingsjaar. Nog 'n interessante ding wat ek raak gelees het oor gister se perskonferensie in Johannesburg is dat, of in Sandton, dat hulle het vir Zuma gevra, so gaan jy nou met Ramaphosa vergader? Want daar is gerugte dat hulle nou gaan vergader en hy was nou sigbaar ontstel oor die vraag en gesê, weet, Zuma het Ramaphosa het sy eie probleme en dis nie my probleem nie. So hy wou nie ja of nee sê of hy nou met hom gaan vergader of nie. Ek moet eerlik wees, ek nie gedink Zuma gaan ooit sy dogter skors nie. Dit is een van sy naaste bondgenote. Ja. Hierdie selfs en maak ook wat sy doen het hy nog altyd so half beskerm en sy hom ook. So ek was so half, ek meen daar is gesê al dat sy agter die groot opsweping van daai lootings in KwaZulu-Natal was destyds. So ek moet sê ek is ook verstom. Dan hartseer nuus van 'n toerist wat doodgeskiet is. Ja, in die Krugerwildtuin of kom ons sê net buite die Krugerwildtuin, maar natuurlik maak dit nou groot nuus as gevolg van die feit dat die wildtuin nou die laaste ruk onder die loop was. Ons het die moorde gesien daar by Crooks Corner. Wat hier gebeur het was, dis net buite die Krugerwildtuin, dis 'n privaat konsessie, is 'n bosbraai wat daar gehou word en dis 'n privaat jy kry van hierdie privaat toerisme maatskappye wat toeriste inbring, hulle het 'n bosbraai gedoen. En die een Kanadese toerist het vir die wag gaan vra, is dit 'n regte geweer?
En soos wat hy vir hom die geweer wys, het dit afgegaan en hom noodlottig getref in die bolyf. 'n 69-jarige Kanadese toerist. So dit het nie binne in die Kruger-Wildtuin gebeur nie, dit is in 'n konsessiegebied, absoluut tragies en ek meen ons weet sulke ongevalle, fratsongelukke gebeur met vuurwapens. Daar is nou verskillende ondersoeke, die polisie van Mpumalanga wat sê hulle ondersoek saak van strafbare manslag. En ek meen ja, vuurwapenbeheer. Hoe hy moes glad nie sy wapen uitgehaal het om vir die toeriste wys nie. Absoluut. Hartseer storie weer van die Kruger-Wildtuin af. Ek moet vir Sandparke krediet gee. Hulle het hierdie keer onmiddellik uitgekom met 'n persverklaring en ook gister het die woordvoerder gesê ouens, ek is beskikbaar om hieroor te praat, bel my, ek is hier. So ek moet sê hulle het hierdie keer hulle begin te leer. Dan die poskantoor. Tog is dit uiteindelik nie. Nee, dit is nie, maar hulle sê die einde van die sakeredding is in sig. So sê Anoush Ruplal en Juanito Diamonds, die sakereddingspraktisyns. Hulle het verlede week 'n aansoek in die Pretoria se Hooggeregshof gebring dat hulle nou 'n einde wil bring aan die sakereddings. Hulle wil weer teruggaan na 'n normaal funksionerende poskantoor. Ons weet daar is ook verlede maand 'n nuwe direksie aangestel. En hulle sê die nuwe direksie, die nuwe bestuur wil nou weer die poskantoor vorentoe vat. Ek moet vir jou sê dit is mens vergeet die skuldlas wat daar op die poskantoor was. Hulle inkomste het met 2 miljoen rand gestyg tot 1,54 miljard rand en dan net die netto verlies afgeneem na 71 miljoen rand en dis teenoor verlede jaar se netto verlies van 514 miljoen rand. Dis skrikwekkend. Sure. Oor die 650 poskantore wat nog oop is, maar oor die 300, net onder die 350 wat reeds gesluit is landwyd. 'n derde. Ja, hulle het baie interessante planne, nuwe planne vir die poskantoor. Jy moet absoluut vernuwend dink as jy die poskantoor wil laat voortbestaan, want die ou model, daar is nie meer 'n plek vir die ou model van die poskantoor nie. Ja, en ek dink ook mense moet dink aan die hoeveelheid hoe ons begroting moet klop. Ek praat van die nasionale begroting en dan moet mens kyk waar kan mens aanhou geld insit tensy jy nou vernuwe en gaan okay, hierdie is die nuwe plan, dit soos gaan vorentoe vat en mense se werke kan behou, maar ons hoef nie elke keer net, jy weet, ekstra staatsgeld daarin te sit nie. Absoluut. Ja. Dan skokkend as mens dink aan hoe min polisiestasies hulle fone antwoord. Dit is werklik absoluut skrikwekkend en dit is 'n landwye audit wat die DA gedoen het met ons land se polisiestasies. Hulle het 1025 polisiestasies se amptelike telefoonnommers geskakel en gekyk of hulle antwoord en minder as die helfte het geantwoord. So hulle het 571 polisiestasies gekry wat eenvoudig nie hulle nommers geantwoord het nie. Nou praat ons nie eers van die gewone nommers nie. Ons praat van daai direkte lyn wat jy as 'n burger kry. Ek meen in my area weet ek, hier is my polisiestasie, dis hulle direkte lyn. Daai nommer is nie geantwoord nie. Slegs 454 het hulle nommers geantwoord. Ek dink hulle praat van in die swakste provinsie was dit 78 uit 87 wat nie geantwoord het nie. Wat? Ek is so, Hoe moet daai mense, dis wat vir my die ergste is, dit is ook in hierdie geval die provinsies wat half die afgeleesde gebiede, of dit klink nou soos 'n vreeslike woord, die mense is, dis nie net van ek bel my buurtwag nie. ja. Verstaan jy? So wie gaan my kom help? En die ding is, ek dink baie van ons bel eers dan ons buurtwag, die wat het. Absoluut. Maar jou buurtwag is nie vir dis hoekom jy 'n nasionale polisiediens het. Ek dink dis wat my eintlik kwaad maak Hoekom in moet die jou- Dis hoekom ons sukkel met onder andere soos die eerste storie, die poskantoor. Ja. Ons het uit nood uitgeleer om te funksioneer sonder 'n poskantoor, Ja. want Ja. ons weet ons kon nie daarop Ja. vertrou meer nie. Op hierdie stadium is ons daar waar ons uit nood uitgeleer om te funksioneer sonder 'n polisiediens. Want Alles ons kan word ook nie privaat. daarop vertrou nie. Alles word privaat en ek weet ons het almal gesê ons skop altyd teen die lese van die burgerregte organisasie van ons sal self, maar op hierdie stadium voel dit vir my ons moet self. Jy het nie keuse Ja, nie. dit is my skokkend en ek gaan net sê daar is soveel plekke en mense wat nie 'n buurtwag kan bekostig Korrek. nie. So wat Dit doen is jy? hoekom daar belastingbetalersgeld is vir dienste soos die polisie. Hulle moet funksioneer. Antwoord jou flippende foon. En as die foon nie werk nie, bel iemand om dit te kom regmaak. Nee man. Jessie. Ek dink jy moet 'n paar ondervragings gaan doen by die Mandlanga Jy kommissie. maak my kwaad as mense wat nooit met bel en dan so sorry, foon antwoord nie en dan Ja. sterf jy daar in jou huis. Ag Korrek. ja, Jessie. Maak nie sin nie. Maar dit is ook hoekom hulle sê dat ons misdaadstatistieke hoogs waarskynlik nie akkuraat is nie, want mense wat sê maar byvoorbeeld verkrag is,
hulle voel net waarom sal ek dit gaan aanmeld? Ek sal graag wil uitvind daai nommers wat wel geantwoord het, hoeveel van hulle het 'n suksesvolle verwerking van Korrek, klagtes. dit is die volgende Want dit het vraag, ek in my eie persoonlike polisiestasie al menigte male ook ervaar dat dit nie suksesvol verwerk Sure. word. By Maar ons nee. bel jy bel eers jou privaat maatskappy sodat hulle die polisie kan roep. Dis ja. Dan moet ons praat oor ons moet praat oor die afsettingskomitee wat moet besluit oor die interdik wat president Cyril Ramaphosa teen die komitee het op hierdie stadium. Ek bly gefassineerd dat hy 'n paar jaar terug reg was om te bedank en eintlik glad nie homself. Hy was okay om te sê, weet, okay, ek gaan. En nou hoe hard hy veg. En waar hy nou gevra het vir 'n interdik teen hierdie komitee en waar die parlement se aanslagkomitee gesê het, nee, wow, jy is nou nog 'n klein bietjie te vroeg. Ons gaan aangaan. Daar is nog geen bevinding waarteen jy ons nou kan stop nie. So dit moet nou eers aangaan. Maar dit bly vir my fascinerend hoe hy nou vasskop. So wat kan nou vorentoe gebeur? Hy kan dalk in 'n staat van beskuldiging geplaas word. En hoe dit dan nou verder gaan, sal ons moet sien. Kan dit dalk wees dat hy vroeër toe dit gebeur het redelik vol selfvertroue was dat hy nie skuldig bevind sou word nie en nou lyk die storie anders? Miskien hy weet sy tyd in die ANC is min en hy wil dalk op 'n goeie noot uitgaan as leier van die ANC bedoel ek. Dit is so hartseer. Ons helde het voete van klei. Ons almal het agter die president gestaan toe hy verkies is, toe hy die president geword het, toe dink ons dis die beste opsie, Ramaphosa gehad. Dit was die beste opsie en hoe verder sy termyn aangegaan het, hoe meer het ons besef hy het ook maar voete van klei waarskynlik. En hy's ook baie traag om besluite te neem. Dis baie hartseer. Maar nou. Tanya, kom ons sluit vinnig af met binnelandse sake wil bedrog keer. Ja, sommer 'n lekker positiewe storie. Ons minister van binnelandse sake Leon Schreiber wat sê hulle is nou klaar met agente wat blokbesprekings maak en dan daai plekke om jou ID-boekie te gaan kry, verkoop hulle. Hulle is klaar met dit. Daar kom nou 'n aanlyn portaal waar jy dan 'n afspraak kan maak. Jy voeg jou adres en jou ID-nommer in en dan bly daai afspraak daar vir jou. So dit kan nie meer verkoop word nie. So ek dink dit is sommer net 'n lekker positiewe storie en wel gedaan aan dit wat minister Schreiber en die departement van binnelandse sake sy hele span die afgelope paar maande reg gekry het. Ja, dit is lekker om te hoor. Daar is 'n minister wat werk en wie se departement ook funksioneer, verseker. Tanya, baie dankie vir jou tyd en lekker Vrydag. Lekker rugby, sokker, cricket, alles die naweek. Dis Tanya de Ventwyker. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.